Dames en heren, 'n groot applaus vir Elvis Blue. Daar is sy guys, dankie. Ek gee oor aan die hoof van In die Bos en die Libbe. Baie dankie, thanks julle. Sjoe, nou, hulle het gesê ek moet vra, maar ek wil eintlik sommer net chat. Ons chat Maar net, so ek het my crib notes hier, so jy moet nie dit nou eers kyk nie, want weet jy wat van ek jou. Okay, eerstens Elvis, baie welkom hier so by ons en dankie vir al die moeite wat jy gedoen het en vir jou hele span natuurlik, en net jy nie, julle is 'n klomp ouens wat ver kom en dit is vir ons 'n groot eer en voorreg om jou hier te hê. Dankie. 'n Deel van die ding te wees. Baie dankie. Ek moet sê, ek dink jy is waarskynlik die fikste sanger in Suid-Afrika. Skat jy dit kan so Ek weet nie jong, ons moet moet ons 'n fietswedren vanaf Pretoria in die Bos toe reël volgende jaar. Wat dink jy? Ja, maar dit hang af wie jy vra. Ek het gedink jy moet dalk vir Appel uitdaag om dieselfde. Ek weet nie, ek het nou deesdae kyk ek vir Appel so, ek dink ek sal les opset teen Appel. Ja, nou sê hoe. En hy eet boonop baie vrugte en groente blykbaar. Jy weet, hy is mos in die groentebedryf, Appel. Ons sal hom toets. Ons moet op deesdae. Sê net vir my eers, hoe voel jou lyf na hierdie 1500 km? Ek moet sê ek voel vandag eintlik so great. Eerste ding wat ek net wil sê is baie dankie. Thank you so very much to all the cyclists. Ek het gedink ek gaan vandag van Badplaas af ry en dan sal ek nou maar hier in Nelspruit inry en ek sal 'n klein videoetjie maak vir my Facebook en sê, hoorie guys, ek is hier. En toe ek waar was ons was seker so 50 kilos uit, dis daar al reeds 50 of 60 fietsryers. So die eerste ding is net thank you so very much guys for joining me. Dit was so lekker om saam met julle te kon fietsry. En dan wil ek ook net baie dankie sê vir In die Bos. Liewe ouers guys, julle is dan 'n flippin operators hoor. Ek sê julle is serious operators. Ek weet nie hoe julle span so baie goeders doen soos dit nie, maar baie dankie vir julle wonderlike welkom en om saam met julle te kon partner op hierdie projek was regtig so spesiaal. Vanaf die dag wat ek vir In die Bos gesê het, ek het lus om fiets te ry van George af hiernatoe, was hulle net in en is regtig baie spesiaal. Baie dankie. So, as jy my nou vra, hoe voel ek vandag? My lyf voel 'n bietjie seer, maar my hart is verskriklik vol om al die mense hierso te sien. Dis regtig so spesiaal. Baie dankie. Dis reg. Dankie ook vir jou. Ons doen dit maar omdat ons kontak het hier op die dorp. Julle is georganiseer, hè. Hoorie, ek wil nou gou vir jou net vra. Sommer reguit, hoekom het jy dit gedoen? Wat is jou beweegrede? Ja, weet jy wat? Ek was vir jare 'n musiekonderwyser gewees en ek weet wat goeie onderwys kan doen aan 'n kind se lewe. My eie lewe het ek 'n paar onderwysers gehad wat 'n groot impak op my lewe gehad het. Hulle het vir my gewys hoe dit lyk om jou werk te doen met passie en dit het my so geïnspireer. En toe ek 'n musiekonderwyser was, het ek ook gesien kinders het dit nodig. En hierdie jaar wou ek baie graag so ek het die uitnodiging gekry na die show by In die Bos en toe dink ek by myself, "Jesus, dit sal nou lekker. Ek wonder hoe ver is In die Bos van my huis af." Toe sien ek is dit 1500. Dis 'n nice ronde getal mense, 1500. En toe dink ek dit sal lekker wees om 'n goeie projek te doen en om 'n fondsinsameling te doen. En al die fondse van hierdie projek ons organisasie in George Life Community Services en dan die Donkey Orphan Project hierso in Nelspruit en dan die oorhoofse organisasie is die Atterbury Trust en hulle maak seker dat kids kan skool toe gaan, dat kids kan universiteit toe gaan en dis iets wat na in my hart is. Awesome. Ek wil net vra, dis nie 'n spesifieke skool waarvoor jy doen nie, dis vir meer instansies, nee. Ja, dis vir meer instansies. Ek dink die rede dat ek wou hande vat graag ook met Atterbury Trust is omdat ek was verskriklik bang dat mense begin geld in my rekening inbetaal, want as hulle my sien met 'n nuwe gitaar een van die dae, dan wonder julle, nê. So, maar die Atterbury Trust is 'n organisasie wat amazing werk doen landwyd. Jy weet, so hulle doen al die grondwerk om te identifiseer wie is die mense wat dit nodig het en dit is vir my lekker om saam met hulle hande te kon vat. Awesome. Sê vir my, ek dink almal wat hier is wil bietjie hoor van die toer. Vertel my bietjie van die toer van julle af weg. Wat was hoogtepunte, wat was laagtepunte, wat was verrassings, wat was uitdagings ensovoorts. Kyk, maar julle is mos nou, julle is hier in die Laagveld.
die weer is altyd lekker hier by julle. Maar okay, in die res van Suid-Afrika, omtrent 2 weke terug, was 'n totale pandemonium. Ek weet nie hoe dit hier gelyk het nie, seker maar dieselfde as nou, right? Ons maak alles vry. Dit het gesneeu in Bloemfontein, sulke tipe goed, okay? En die oggend toe ek wegspring, het dit begin reën en ek dink die eerste 5 dae lank het dit gereën. Maar was op 'n stadium waar dit gesneeu het, wat ons oor 'n bergpas moes gaan en ek sou kon ry met my fiets oor die sneeubergpas, maar ons voertuie sou nie kon ry nie en ons was bekommerd dat hulle toe gaan wees. En toe is ons deur die Vrystaat. Ek dink een ding wat my nogals opgeval het is net mense se gasvryheid. Yes guys, we live in such an amazing country and as South Africans we've got a lekker spirit about us, eh? We've got a lekker thing going. Ons het geslaap in boere se skure. Tannies het vir ons melktert gemaak, skaapbout. Jy weet sulke tipe goeders en van die dae was verskriklik rof want ek was bietjie moeg geweest. Maar dan is daar altyd aan die einde van die dag is daar een of ander iemand wat uiters vriendelik is en ons bly by hulle op 'n plaas of so. So dit het dit alles die moeite werd gemaak. Is daar enige iets wat jou onkant gevang het wat jy nie verwag het dalk op die toer nie? Ek moet sê dit is iets wat ek nie verwag het nie. Ek het nie verwag mense is so verskriklik gasvry nie. Jy weet, so dis regtig special. Ek het a few of those little towns people thought I was an alien because I don't think they see lots of people with very tight clothes riding around on bicycles like Ficksburg en Habhouse in die Vrystaat. Maar ja, dit was net die mense se gasvryheid wat baie special was. Awesome, sê vir my, jou nuutste vrystelling, jy het vanoggend vir my gesê, of vroeër, dat dit is vandag vrygestel, Ja. nee? Sy naam is Skoolgeld. Yes. Het dit iets te doen met die toer, of het die een die ander inspireer, hoe het dit gekom, dat jy daai liedjie geskryf? Ja, ek dink hierdie skoolgeld idee is mos nou al maande en maande in my gedagtes. So ek het toe nou maar iets geskryf daaroor. En ons almal moet ons skoolgeld betaal. Dit is 'n mooi Afrikaanse sê ding. Jy weet, die lewe is flippend hard. En ons almal het dinge en berge wat ons moet klim en goeders wat ons moet oorkom. En hopelik aan die einde daarvan, as jy jou skoolgeld betaal en dan kan jy skool toe gaan en dan is dit goed vir jou op die ou end. En dis maar waaroor die song gaan. Ek sê vir my, het julle nou al begin geld tel, want ek weet julle het 'n sekere doelwit gehad. Yes. Maar gaan julle dan min of meer daar kom, of hoe lyk dit sover? Weet jy al hoeveel geld julle Ja, ek het actually ek het nou met die ouens van Atterbury gepraat. Die totale bedrag sover is net onder die 850,000 wat ingesamel is. Ons speel maar lekker uit. Guys, Dan kom nog, lyk my. ja, en ag ja man, dit is so special. Jy weet, so dankie aan almal wat 'n bydrae gemaak het. Dit is regtig so, ja, dis amazing man. Ek was na die eerste 6 dae, toe was daar R56,000 in die rekening. En toe ek verskriklik down, hè. Toe dink ek, o, jete. Ek gaan aankom hier by in die bos, dan gaan julle weet, hoeveel geld het julle ingesamel as ek soos R50,000? Dit sou vir my erg gewees het, jy weet. So baie dankie aan almal wat donasies gemaak het. And let's keep going, hè. Let's keep going. Is nog nie verby nie. En dankie ook aan In die Bos, want weer eens In die Bos het na die partytjie toe gekom en gesê, hoorie maar, ons doen saam jou die project en dis baie special. Jy weet, so dis definitief nog nie verby nie. Aan die einde van die maand is In die Bos, dis 'n goeie run-up, dis 'n goeie begin. Hierdie dorpie gaan weer skud soos niks nie, nee. Dis lekker. I love it. Absoluut. Ons kan nie wag nie. Nou, ons is nou halfklaar. Sê net vir my nou dat die toer klaar is, wat gaan jy nou soort van vanaand eers doen? Dis ek gaan nou 'n koue bier drink, jongens. En ek en my vrou hulle join my môre en ons gaan bietjie Wildtuin toe en ons gaan die Laagveld bietjie enjoy. Lekker, so julle gaan vir so 'n week of wat so toe, dan kom jy terug Kom vir ons die groot job. by die groot job. Exactly. Mense, kom ons gee wel vir hom 'n groot hand. Dit is 'n groot Dankie uitdaging. guys. En baie dankie. Dankie hoor, en geniet jou tyd in die Wildtuin. Ons chat binnekort. Ellis Blue het nou vir ons vertel dat die R850,000 wat tot dusver ingesamel is, het nie van self gebeur nie. Mense soos julle, maatskappye, individue, het daai geld in daai rekening inbetaal om 'n verskil te maak. Daar's een organisasie wat Ellis al die pad, hulle was naby aan jou lyf, Ellis Blue, die span.
En ek het vir Wilma Mane hier vandag. Sy is die bestuurende direkteur van Spar Laagveld en sy wil graag iets aan jou oorhandig. Nou Elvis, baie dankie. Ons het 'n plaaslike kunstenaar Ghost en hy het vir jou iets bymekaar gesit net om te onthou wat jy gedoen het. Ons hoop jy sal dit vir altyd bewaar. En dan wil ek net, dis 'n groot plesier, dan wil ek net sê ek is baie bly Elvis is nie in sy speedo nie. Ek dink die klere wat hy aan het is baie mooier. So namens Spar to You wat die aanlyn bestel platform is vir Spar. Ek het gesien in jou video's hoe jy mense langs die pad help en wys hoe om dit te gebruik. Ons het namens Spar vir al die kinders lekker eetgoedjies hier vir jou gebring. En dan wil ons ook vir jou nog 'n donasie gee vir jou fonds en ons hoop dit gaan baie help. Baie dankie. Nogmaals dankie dat jy dit gedoen het. Ek het hierdie tyd terug. Nou nie daai Spar ophou vir ons. There we go. Nice. Cool, thanks. Elvis is nog nie klaar nie. Die Mpumalanga Tourism Hierdie raak nou baie lekker, guys. Die Mpumalanga Tourism and Parks Agency, hulle is die mense wat seker maak dat mense weet Mpumalanga is die lekkerste plek om vakansie te hou. Ja. Hulle het besluit om R20,000 direk aan die Daantjie Fonds te skenk. Oh, awesome, man. So, Celia, are you here? Celia de Jesus? Sy het gesê sy gaan probeer om hier te wees, maar namens hulle wil ek net vir jou sê, as dit nie vir jou was nie, sou daai geld nie na Daantjie toe gekom het nie. So dit is fantasties. Lekker. Dan het ons gesien hoe koud het jy gekry daai eerste paar dae. En jy weet nou, dis warm hier, maar tydens in die bos is dit in die aande partykeer 'n bietjie koud. So, Johnson's het vir jou 'n lekker baadjie geskenk. Ag, stop dit ou. Lekker man, dankie. En dan verkoop Kansa, die kankervereniging van Suid-Afrika, by in die bos lekker warm kombers ponchootjies vir R100. En hulle het vir jou en jou span elkeen 'n poncho gegee. Lekker. So hier is Renella. Hallo, gaan dit? Baie lekker, dankie. Ja. En lees net wat staan op daai kaartjie. Thanks. So elkeen van hierdie kombersies wat mense koop tydens in die bos maak ook 'n verskil in mense se lewens. Ek het verstaan iemand van die Atterbury Trust wil ook iets sê, is hulle hier? Ja, hulle is hier so. Ons sê Atterbury Trust. Sien jy? Dis Atterbury Trust hier so. Kom, praat 'n bietjie met ons hier so. Dankie, ek is Ananya, so ek verteenwoordig die Atterbury Trust span, ons is die hele spannetjie wat afgekom het. Elvis, net van ons kant af baie dankie. Dankie vir alles wat jy doen, nie net hierdie nie. Elvis is elke jaar by ons versnitkonsert wat ons hooffondsinsameling is. Hy ondersteun ons deur die Atterbury Theater. Dankie vir alles wat jy doen, dankie vir jou hart en ons waardeer dit en ons sien uit vir nog baie jare so saam dinge aanpak. Baie dankie Ananya. Alright guys, nou gaan ek 'n interpretive dance doen. Ek speel net vir julle. Dis reg. Dis nou. I think that wraps it up for now. Lekker bly Is daar julle. nog iemand wat iets wil sê? Ja, hoorie so, ek het actually my delivery. Ek het steeds my delivery. Ek het Wag daarvoor. I had my delivery that I've been carrying around with me. We've been carrying this from George. So, is hierdie ook jelly tots? Is hierdie ook jelly tots? I'm going to chuck it in here and we're going to start. I don't know if we're going to hand it out now. No, I'm going to chuck it in here with the rest of it. I think we got enough jelly tots, guys. Lekker man. Thank you, Spar. Thank you very much, guys. Ek wil vir elke persoon wat vanmiddag gekom het en vir Elvis welkom te heet baie dankie sê.
Hier's feesprogramme hier op die tafels as julle nog nie 'n feesprogram het nie en ons sien julle die einde van die maand by In die Bos. Dankie Elvis. En as enige iemand nog 'n donasie wil maak, hier is die donasieboks.